So bly jy het gekom. Soos dit is wonderlik nie, as almal nie kom en daar is, en 'n mens besef nie wat jou teenwoordigheid op so 'n dag beteken nie. En natuurlik vir almal aanlyn ook, is wonderlik, is amper soos die alomteenwoordigheid van God, nie, dat 'n ou 'n diens kan uit en hulle deel van ons, en so kom gelowiges by mekaar. Maar dankie almal, soos dit, al jy en jou kinders, die Here hou julle styf vas. Dit is nie 'n maklike ding om jou maatjie te verloor nie. En ons dra gaan jou regtig saam met daaroor. Kom ons word net so vir 'n paar oomblikke stil. Hemelse Vader, dankie vir u teenwoordigheid. Dankie dat u lewe en dood in u hande hou. Dat ons nie daaroor hoef bekommerd te wees nie, Here. Dankie dat lewe eintlik nou eers begin. Dat u ons oë sal oopmaak en die oë van ons harte sal oopmaak. Dankie dat u saggies kom vertroos elke traan van u op, Here. Elke memory kom verfris en vervars u. Want u was by, elke oomblik was u by. Dankie vir ander, Here. 'n man wat sy vrou en sy kinders en sy kleinkinders lief gehad het. En dis altyd die teken van 'n man. How did he love? En dis die eerste vraag wat die Here natuurlik vir 'n mens vra, as hoe jy jou vrou en jou kinders en jou kleinkinders lief gehad. Dankie dat ons kan weet, hy het u hart gehad. Man van min woorde, maar 'n sterk man. Dankie Here dat u hier is, en dankie dat ons aan u mag behoort. Hierdie wonderlike God, wat ons veilig in sy hande hou. Amen. Ek wil graag hê ons moet nou liedjie sing, o Heer my God, die woorde gaan hier. Julle kan net so sit, het is lekker om te sit as 'n ou hierdie lied sing. Kom ons sing hierdie lied en ons weet dat ons God is 'n God van wonders. So
graag 2 gedeeltes met julle lees. As 'n mens aan ander dink, dan onderliggend het hy hierdie goed geweet. En ek wil graag dit met julle deel. Die eerste stukkie staan geskrywe in Johannes 14. Is net voor Jesus oorlede is. Toe praat hy met sy disippels oor wat vir hom voor lê. En hy noem hier 'n paar baie interessante goeders, wat 'n mens eintlik so moet vasmaak, en jy moet die hele tyd vir jouself sê, ek moet dink hieraan, ek moet dit onthou. Hy sê, julle moenie ontsteld wees nie. En dis natuurlik die ding, ontsteltenis is mense wat nie weet wat gebeur na die lewe nie. Dan raak jy ontsteld. Kan huil en kan hartseer wees, jy gaan eensaam wees tot jy die dag by hom is. As jy mense te merk op jou, dan word 'n merk gelos wat nie weggevat word. Kan nie net uitvee. Nou sê die Here, moenie ontsteld wees nie, maar al die ander goed is alright. Glo in God, glo ook in my. In die huis van my Vader is daar baie woonplek. As dit nie so was nie, sou ek nie vir julle gesê het, ek gaan hom vir julle plek gereed te maak nie. Dis die volgende pragtige ding. André is nou in sy plek. En wat is daar? Julle ken hom. Dis 'n wonderlike plek. Ons kan net 'n bietjie daaroor praat. En as ek gegaan het en vir julle plek gereed maak, kom ek terug en sal julle na my toe neem, sodat julle ook kan weet waar ek is. En julle ken die weg na die plek waarheen ek gaan. En dan spring ou Thomas op en sê, Here, maar wat is hierdie plek? Hoe kom 'n mens daar uit? Here, ons weet nie waarheen we gaan nie. Hoe kan ons dan die weg daarheen ken? En toe sê hy, Jesus vir hom, Thomas, en hierdie Here nou 'n kans gehad om 1000, 1 miljoen reëls neer te skryf oor die weg na hom toe. Maar die Here sê nie hierdie woorde. Ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader toe nie, behalwe deur my. Eenvoudig. Op die man af. Die tweede deel wat ek vir julle wil lees, staan in Korintiërs. En Paulus skryf nie, wat ek bedoel, broers, is dit, vlees en bloed kan nie aan die koninkryk van God deel kry nie. Die verganklike kan nie aan die onverganklike deel kry nie. Met ander woorde, ons moet sterwe om deel te kry aan die ewigheid. As jy vir altyd wil leef, dan gaan jy op hierdie wêreld bly leef. So Paulus sê, it must happen. Dit is 'n gegewene. Dit is 'n iets waar elkeen van ons op pad is. En ons moet seker miskien 'n bietjie meer daaroor praat. Kyk, ek maak 'n geheimnis aan julle bekend. Ons sal nie almal sterwe nie, maar ons sal almal verander word. By die laaste trompet sal dit in 'n oomblik en 'n oogknip gebeur, want die trompet sal weer klink en die dooies sal as onverganklikes opgewek word en ons sal verander word. Ek staan met Diana en praat oor die kussie wat hier voor staan. Nou, dit is net 'n vinnige verstoffingsproses, nee. Maar wanneer Jesus terugkom, dan gaan al daai deeltjies weer bymekaar kom en gaan die man weer sy liggaam kry, maar dan gaan dit 'n onsterflike liggaam wees. En dis die wonder van God. Dis nie maar net soog op aarde en 'n einde nie. Dis eintlik 'n reserehersal en dan breek die groot dag aan. 'n kleedrepetisie en dan breek die groot dag aan. En dan wil ek net so 'n versie verder lees, dan sê hy, die almal van die dood is die sonde, en die sonde kry sy krag uit die wet van God, maar ons dank God, dat hy aan ons die oorwinning gee deur ons Here Jesus Christus. En ons gaan die oorwinningslied sing ook aan die einde. En dan daarom, liewe broers en sissies en kinders en almal hier vandag, wees standvastig, onwankelbaar, altyd oorvloedig in die werk van die Here, omdat julle weet dat julle inspanning in diens van die Here nooit te vergeefs is. En dis wonderlik. En dis ook wat toe ek net nou gebid het vir julle gesê het, André het sy vrou lief gehad, het sy kinders lief gehad, en hy sy kleinkinders lief gehad. Altyd. Nie man van baie woorde nie, nie een wat voor in die koor gestaan het nie, but he was there. En op sy spesiale, unieke, André manier het hy
Niemand van ons kan dieselfde lief hê nie. Ongelukkig is ons DNA te verskillend. Maar weet julle, wanneer God ommeng met jou, dan het jy God ook op 'n unieke manier lief. En hy het God op 'n baie unieke manier lief gehad. Altyd gegee, altyd oop, altyd onderskeiding ontref tussen wat reg en verkeerd is. Kyk, grys areas, ek dink die enigste ding wat hy gehad het, hy het nie altyd grys areas gehad nie, nee. Maar niemand van ons is perfek nie. As daar iemand vandag hier is wat perfek is, dan moet jy eintlik nie hier wees nie. Onperfeksie is vir God wonderlik. Want dis onperfekte mense wat 'n plek kry in die hemel. Perfekte mense lyk my nie die hemel nodig nie, want hulle het nie Christus nie. So dis die wonder van ons God. En weet julle, wat doen 'n mens met hierdie oomblik? Dis asof tyd gaan stilstaan. Dis asof 'n mens so diep asemhaal en jou hele lewe rol so voor jou af. Dis asof 'n mens net vir 'n oomblik stop en so 'n blik kry oor wie jy is, wat jy is, waar jy is. En nou kyk diep na binne. Elke keer wanneer ek hier voor staan en iemand wat ek geken het en voor lief was, moet groet, dan gebeur dit met my. Dan sê die Here, okay, reality check. Net so vir 'n oomblik. Stop net. En dan moet 'n mens nie vra hoekom nie. Weet julle, ek het 'n baie interessante deel gelees nou. Don't ask for reason. Ask for meaning. Want as jy vir reason vra, dan word die gat later aan so diep. Here, was dit omdat hy iets verkeerd gedoen het? Was dit omdat ons nie reg was nie? Was dit omdat u om wil straf vir iets? Kyk, mense is mos 'n snaakse wees. As jy eers begin redes soek, en op die einde, dan eindig jy by jouself, en jy wil vir jouself sê, jong, maar ek is die skuldige party. As ek anders opgetree het, dan sou oupa vandag nog met ons gewees het. Maar dis nie waar nie. Die Here sê, never ask for reason. Dis 'n bodemlose put. Daar is eintlik nie 'n rede nie. It's part of life. Dis deel van dit waardeur ons almal moet gaan. Vra vir meaning, betekenis. En weet julle, ek som dit vir myself op, altyd om te sê, okay, almal, waarheen nou? What is my next step? Wat gaan ek nou doen? Hoe gaan ek my lewe rig? En dan wys dit alles weer na binne toe. En dan begin dit sens maak. Want dit vat jou na 'n plek waar jy evalueer. Waarin jy nie bang is om te sê, nou, kom maar kyk nie. En dis goed. Ek dink Andrei was so 'n mens. Hy het altyd gesê, hoor jong, jy moet die feite, die balansstaat moet klop. Kan nie een sien hier afskryf daar nie, it must be right. Dit is sy legacy. En elke mens moet eintlik so nou en dan net 'n balansstaat optrek en kan sê, klop dit nog, ry met op, moet ek 'n joernaal inskrywing doen, moet ek hierdie kant toe, moet ek so toe. Wat moet ek doen? Where to now? En ek dink dit is wat hy graag vandag vir elkeen van julle sal sê, soos ek hom ken. Sê, dink diep, kyk. En dan, die wonderlike is, daar is hoop. Want tyd val weg. Die aardse stryd is eintlik so irrelevant. 'n Mens verstaan, of verstaan jy eintlik nie. Ek weet nie of jy so voel nie. Daar diep binne my verstaan ietsie, maar eintlik sukkel ek om te verstaan. Maar dis asof die Gees van God net vir my sê, ons beweeg aan. Ons gaan na 'n nuwe plek toe. Daar's hoop. En hierdie hoop is eintlik so wonderlik, want Jesus sê vir die disippels, ek maak vir julle 'n plek reg.
Baie van julle het al vreemd gevoel toe julle vanoggend hier by die kerk instap, want jy was nou nog nie hierdie waar was die badkamers, waar moet ek sit, wat moet ek doen? Weet julle, in die hemel gaan dit nie so wees nie. Jy gaan nie 'n oomblik voel, dis nie my plek nie. Want as God vir 'n mens 'n plek regmaak, is dit nommer pas. Dit gaan by jou DNA pas. Dit gaan by wie jy as mens is. Jou klere gaan daar wees. Al die hondjies wat jy al gehad het voorheen, dink ek gaan die Here vir jou oplaai daar. Jy gaan nou instap en sê, but this is my place, want so is God. God maak nie sommer net 'n plek reg nie. Hy maak vir jou 'n plek reg wat joune is. Jou naam staan daar geskryf. Is dit nie wonderlik die moeite wat Christus doen, nie net op aarde met ons nie, maar ook daar waar hy ons op pad is. En weet julle wat vir my so wonderlik is? Hy sê vir die disippels, ek kom haal elkeen van julle. Nie eendag wanneer hy terugkom nie. Elke mens wat sterf, Christus staan aan sy bed. Hy is nie alleen nie. Die koning van die konings hou sy hand vas. Die een wat die pad al geloop het en wat jou regs man is in die hemel, vat jou hand. En jy hoef nie eens vrae te antwoord nie. Jy hoef nie eens te sê nie. He answers everything for you. En dis mos die lekkerste nie, as 'n ou by 'n plek kom en jy sê, "Here gas," en jy word inbegelei en hulle, ek het eendag al by die cricket in die long room gesit, jonges broodjies en is komkommers en is tee en ek sit op die beste plek. Ek hoef nie vrae te antwoord nie, ek hoef nie te praat nie. En so is dit as 'n mens eendag daarom, want so lief het God jou, dat jy sy eregas is. En jou plek is vir jou voorberei. So ander het nie, hy's daar in gees en in siel, sy verstand is hy nou by God, maar eendag as Jesus terugkom, dan kry hy sy verheerlikte liggaam. En dis wonderlik. Baie mense sê, ou slaap. Nee, jy slaap nie, jou liggaam slaap. Maar jy, as mens, is by God. Lazarus was daar. Die man aan die kruis was daar. Die Here het gesê, vandag is hy saam met my. Sy liggaam was nou nog op aarde, die man aan die kruis. Maar eendag as Jesus terugkom, gaan hy daai liggaam weer kry. En dis die wonder van God en van die evangelie. Hierdie, to know this. Om te weet, maar dis nie te vergeefs nie. My diens aan God en my uitreik na hom, al voel ek baie keer hoe ver, is nooit te vergeefs. Want hy sien my raak. En hy is tevrede met my manier van hom lief hê. Ons kan nie almal die Here dieselfde lief hê nie. Moenie jouself vergelyk met ander nie. Jy het hom lief. You love him in your unique way. And I love that. En dan die tweede ding wat vir my so awesome is, daar is genade. Is dit nie wonderlik nie? Genade kan nie verdien word nie. Genade is mahala, verniet, for nothing. Genade word gegee as jy sê, hier is die Christus. Dan word jy gered. Die oomblik as jy goed begin doen, dan is dit beloning, nie meer genade. En ons word uit genade gered, alleen genade. Kom ons sê dit weer vir mekaar. Deesdae kry mense so baie gelowe wat sê Christus plus. Jesus plus, jy moet nou al hierdie boksies kom tik. Die Here sê, ek is die weg, die waarheid en die lewe. Thomas, ek is mens. Love me, and my Father will love you. Hoe eenvoudig is dit nie? Ons maak het baie keer so complicated, so ingewikkeld. 'n Ou praat nou die dag met my en hy verduidelik, toe sê ek my, ou broer, jy het my verloor 10 minute terug. Maar ek wil nie meer hoor wat jy sê nie, want 'n kind gaan nie verstaan wat jy sê nie. Ek kan nie eens verstaan wat jy sê nie. Ek gaan maar terug na hierdie ou versie toe. I love Jesus. That's enough for me. Kom ons maak dit weer. En André was eintlik so simplisties. Hy het die Here lief gehad. En dan is dit eintlik so eenvoudig. En dan skop genade in. En dan sê ek, Here, maar hoe kan jy my genadig wees? Dan sê hy, because I want you. Because I love you. Toe sê ek, Here, maar is dit nie werd nie? Dan sê hy, maar ek ag jou dit werd. En dis ons God.
Ons God kom nie met 'n lys voorwaardes nie. Hy sê vir ou Thomas, ek is die weg, die waarheid en die lewe. En dis maklik. Hê hom lief. Weet hy het jou sondes gedra. Weet hy het vir jou weggebaan. Weet hy het vir jou 'n plek reggemaak. André sê seker nou hier staan en sê die balans staan klop. Wat hier staan is so. Jy hoef nie by te voeg en weg te vat nie. Just believe it. En dan wil ek afsluit. En dit is vir my altyd so wonderlik, hierdie gedeelte. Daarom, liewe broers, wees standvastig, onwankelbaar, altyd oorvloedig in die werk van die Here. En onthou, die werk van die Here is nie om dag en nag iewers in 'n kerk betrokke te wees. Die werk van die Here is to love his people. Want God het dit gesê. Julle kan my nie lief hê nie, want julle sien my nie. Dit is onmoontlik om my lief te hê. Maar hê my mense lief. Die een wat in die tronk is, die een wat dors is, die een wat nie 'n plek het om te bly nie, dan het jy my lief. So eenvoudig soos dit. Oorvloedig in sy werke, André, oorvloedig in God se werke met sy kinders en sy kleinkinders en sy stiefkinders. Het hulle almal dieselfde hanteer. Met sy vrou, weet hy, baie spesiaal, partykeer vir jou blomme en goeders op sy unieke manier kom gee. Nie baie gesê nie, maar 'n blom daar neergesit. Maar hoe moet jy sê? 'n Blom sê mos nog 1000 woorde, denk ek, nee. Maar hy was oorvloedig in die werk van die Here. Hy het gegee waar hy kom, hy het opgegee waar hy kom, hy het versorg waar hy kom, hy het naby gehou waar hy kom, hy het gedoen wat die Here vra, dan sê die Here, omdat julle weet dat julle inspanning in diens van die Here nie te vergeefs is. En dis vir my die wonder. Dit was nie te vergeefs nie. Ons kan op hierdie legacy bou. Partykeer as ek so my pa dink en my ma. Kyk, my pa was so moeilik, hy was nie perfekte nie. Ek dink hy was 70% skeef en 30% reg. Maar dis die wonder is, jy kan 90% skeef wees en 10% reg, dan word jy gered. God se genade is so groot. Maar nou herinner die Here my aan al daai mooi. En ek trek dit so uit, en ek berg en ek stof dit af, en ek gee dit nou weer deur na my kleinkinders toe. En dis die wonder van mense wat voor ons gegaan het. En die slegste mens is toch uiteindelik die mooiste. En dit wat André agtergelos het, daai legacy van to love, soos het om jou lief te hê, sy kinders lief, sy kleinkinders. Dit is wonderlik. As elke man wat vandag hier is, en elke kleinkind net dit doen, dan groei die koninkryk van God. Want dis diens aan God, to love one another. Wonderlik. Iemand vra my nou die dag, maar hoe gaan jy lyk as die Here nou? Presies so, hy gaan net jonger wees, dink ek. Wat ons wil ouer lyk, want ek lyk half mooier ouer as wat jonger was. Maar die Here gaan ons laat lyk soos ons lyk. Jy gaan erkenbaar wees. En dink net wat vir ons voor lê. Hierdie ou wêreld is maar 'n moeilike plek. Kyk, dit is nie maklik om hier te leef. Maar ons God staan by ons. Dankie dat Here vanmôre gekom het. Kom ons word net so vir 'n oomblik weer stil voor die Here. Amen. Meester, dankie vir André. Dankie vir sy menswees. Dankie vir sy liefde. Dankie vir elke bederf, elke vashou, elke ou grappie, elke keer wat hy sy kleinkinders vreugde gegee het, sy vrou, sy kinders, Here. Dankie vir sy harde werk, sy man wat gesorg het vir sy gesin. En die eer dit, Here. Die eer 'n man wat sy gesin oppas en versorg. Dankie daarvoor, Here. Dankie vir sy openheid. Om altyd bereid te wees om te sê, maar dis die regte pad. Dankie daarvoor, Here.
Ek kom bid vir Suzette, Here. Haar maatjie, Here. Ek kom bid vir die aande wat sy alleen gaan lê en so gaan verlang om net haar dag te deel met die een wat alles geweet het. Dat U daar sal wees. Dankie vir haar kinders. Dankie vir almal wat hier is wat net kom sê, Suzette, ons staan by jou. Ons gaan jou nie vergeet nie. Ons gaan jou dra. Dankie daarvoor, Hemelse Vader. Genade en oorvloed wat uit die hemel op ons neerdal. Ons loof en ons prys U daarvoor. U is 'n wonderlike God. 'n God wat ek wil lief hê. 'n God wat ek wil kies. Amen. Ons gaan nou 'n huldeblyk van Andrei speel. Dis 'n video wat vooraf afgeneem is en dan daarna gaan ek vir Johan vra om net te kom dankie sê vir elkeen van julle. Mielie, ek kan vir ons daai huldeblyk nou speel. Vir papa wil ek graag 'n gedig voorlees wat amper naby genoeg kom om te kan verduidelik wat dit is sonder papa. Ek weet papa sal my geken het. Funeral Blues by W.H. Auden. Stop all the clocks, cut off the telephone. Prevent the dog from barking with a juicy bone. Silence the pianos, and with muzzled drum, bring out the coffin, let the mourners come. Let aeroplanes circle, moaning overhead, scribbling on the sky the message, he is dead. Put creep bows round the white necks of the public doves, and let the traffic policemen wear black cotton gloves. He was my north, my south, my east and west, my working week and my Sunday rest, my noon, my midnight, my talk, my song. I thought that love would last forever. I was wrong. The stars are not wanted now. Put out everyone. Pack up the moon and dismantle the sun. Pour away the ocean and sweep up the wood. For nothing now can ever come to any good. Vir 31 jaar was oupaatjie deel van my lewe. Hy was 'n man van min woorde, maar elkeen het gewis gedra. 'n man van karakter, inbors en integriteit, wat altyd die regte ding gedoen het, ongeag die omstandighede. Sy stil manier van doen het 'n blywende indruk gelaat op almal wat hom geken het. Oupa was 'n harde werker, iemand wat met toewyding elke taak aangepak het. Saam met ma het hy vir ons kinders 'n veilige tuiste geskep, gevul met liefde, lekker kos en 'n gevoel van geborgenheid. Oupa het ook vermoë op 'n besonderse manier liefgehad, haar gekoester en haar bedank. Ons kinders kon verseker nie vir 'n beter oupa gevra het nie. Hy was altyd reg vir kattekwaad en het die boetas met soveel genot bedank. Oupa het elkeen van hulle sy hart verstaan en het op 'n unieke manier hul taal gepraat. Hy kon geheime soos goud bewaar en het altyd met respek en liefde na ons geluister. Oupaatjie, ek wil vandag vir jou dankie sê. Vir 31 jaar van liefde, bekoestering, omgee, altyd daar wees en veral jou pa wees. Liewer as die liefste lief is ek vir jou, ou sis. Liewe pa Andrei, my kop gaan haal memories van 30 jaar en ek glimlag as ek ons lekker nagtye onthou.
Ons het 'n anderste verhouding gehad, ek en pa. Ja, was die eerste skoonseun, maar ek het nooit soos 'n skoonseun gevoel nie. Eerder soos een van die kinders in die huis. Pa was 'n rots van kalmte en standvastigheid, wat 'n saamgestelde gesin kon bind met sekuriteit, onvoorwaardelik aanvaarde en omgee vir mekaar. Ek het soveel geleer by pa. Die stop, dink, doen manier van probleme aanpak. Soveel ervaring en wyshede met ons gedeel. Dankie vir pa se bederf hart en oop hande waarmee pa geleef het. Absolute voorreg om deel van pa se lewe te kon wees. Spesiale ouma vir my seuns. Die kuiers en oorslaap en go-kart ry, te veel om op te neem. 'n voorbeeld vir my van liefde wat gespel word, tydskanteer. Die kattekwaad en waterballonne by die see, ek sal dit alles nooit vergeet nie. Dankie vir die lunches, koffiechats en raad gee. Ek het pa gedruk as ons groet, al was dit nie iets wat met pa gemaklik was nie. Maar ek het agtergekom, dit het tog ook vir pa belangrik geword. Ek het soveel respek vir pa. Ek gaan pa baie mis. Ons sal die tradisies en ons manier van die lewe geniet voortsit en pa altyd onthou. Ek sluit sommer af met iets lig. Pa het geniet om hierbal te speel. En nou het pa boonop 'n nuwe knie. So severende daar bo in die hemel. Sit my op, coach, en speel vir die Here se span. So lief vir pa, tot ons weer sien en mekaar styf druk. Johan. My ma se laaste gesprek soos altyd kort en kragtig. Dankie sis vir die heerlike lemoenkoek. Gee drukke en liefde vir ons kinders. Ons kinders, pa se kinders, ons almal is pa se kinders. Dankie dat elkeen van ons altyd kosbaar, uniek, spesiaal en bederf gevoel het by pa. Dankie dat ek lank onder pa se arm kon staan sonder woorde, en wanneer ons gepraat het, dat dit insiggewend en belangrik was. Dankie dat ons kon gesels oor die woord, oor Spurgeon, dat ons saam kon filosofeer en praat oor dissipline en oor dit wat belangrik is in die lewe. En dankie dat ons ook kon gesels het oor Dian se kaas eetgewoontes. Ek is lief vir pa. Ons mis pa, die kinders mis pa. Maar baie dankie vir die voorreg wat ons het om pa se menswees te kan voortleef, en dankie vir die ongelooflike herinneringe. Ons is baie lief vir pa, en dankie dat ek vir 16 jaar ook pa se dogter kon wees. I love you. Boeta. Kom sit by my dat ons daar kan praat. Ongeag die onderwerp en gewoonlik nie met baie woorde nie. Boeta, vat dit bladsy vir bladsy. Die resultaat sal ons hanteer soos dit kom. Advies wat gegee was vanuit baie ervaring en 'n hoogs begaafde intellek. Advies wat ek vir altyd sal onthou en nie sommer sal kan vervang nie. Of altens nie net deur een persoon nie. So het pa ook vir my gesin baie wyshede kom leer die laaste 16 jaar. Ons vier het dikwels perspektief en kalmte by pa kom kry. Met min vriende, groot opofferings vir sy familie. Familie eerste, ongeag die op en die af en die uitdagings van die lewe. 'n voorbeeld van hoe om te versorg en te gee, selfs ten koste van homself, tot die einde wat hy nie meer kon nie. Die omgee vir bejaarde mense en hoe kleinkinders te laat voel dat hulle oupa se gunsteling is, sal ons nooit vergeet, al was dit met die hulp van hulle. Dankie vir die voorbeeld. 'n man by wie gesprekke konfidensieel gebly het. 'n man wat 'n voorbeeld was van hoe om meer te luister as om te praat. Met 'n werksvermoë soos min en 'n boebaarskool. Mika sal die transisie voorsit met passie en trots, en Marcus sal met heimwee daarna smaak. Oupa, baie dankie vir die voorbeeld vir die laaste 30 jaar.
Ons drink 'n Jameson om die tyd wat ons saam gehad het te vier. Baie liefde. Dian, Denai, Mika en Marcus. Dankie dat pa so 'n goeie pa vir Andrea was. Dankie dat pa die min tyd pa saam met Adrian en Emma gehad het, tot vol lag, vreugde en grappig gestop het. Pa was 'n steunpilaar en 'n voorbeeld van hoe 'n godvreesende man vir sy familie moet sorg. Ek gaan pa se sin vir iemand en sy gewende geselsels mis. Ons harte is seer, maar ons sal altyd goeie herinneringe by ons dra. Totsiens, pa. As ek aan pappa dink, sien ek pappa by die lesenaar sit, vroeg in die oggend as dit nog stil is met die Bybel oop. Ons is trots en bevoorreg om so 'n wonderlike pa en oupa vir die kinders te kon hê. 'n Voorbeeld van liefde, nederigheid, harde werk en eerlikheid. 'n Kind van die Here. Dankie dat pappa altyd daar was, reg om te sorg as ons siek is, te troos en om soms net reguit te wees en te sê wat nodig is. Daar is 'n groot leemte in ons lewens wat nooit weer gevul sal word nie. Maar soos pappa vir die kinders gesê het, en adams in die lig as ek en manne by die deur uitstap, vrede. Pappa is vry. Liewe oupaatjie, ons harte is so kind en seer. Daar was op so baie goed wat ek wens oupa daarvoor kon wees. Want dit het vir my altyd baie beteken om oupa langs die rugbyveld, iewers in die gehoor, of stil en gemaklik te sien, besig om ons te ondersteun. So ek wil vanaf vir oupa sê dankie, dat oupa altyd daar was. En dankie vir alles wat oupa in my belê het. Ek skuld oupa 'n reuse sukses. Ruben noem 'n paar dinge wat hy van oupa mis. Hy mis oupa se lag en oupa se unieke sin vir humor. Hy mis die advies wat oupa vir altyd vir hom gegee het. Oupa se raad wanneer hy nie geweet het hoe die pad vorentoe lei nie. Hy mis oupa se drinke en om vir oupa whisky in te gooi. En ons onthou hoe ons gelag het, toe hy daai glas eendag vol gegooi het. Ewald is dankbaar vir al die jare wat hy saam met oupa kon spandeer het. En hy sal nooit vergeet van al die goeie herinneringe nie. Oupa was altyd daar vir hom wanneer hy onseker en alleen gevoel het. Hy hoop oupa dans lekker saam met Jesus in die hemel. Adrian says that oupa was loving, kind, and always saw the good in the bad, and that he will miss making and designing things with oupa, and all of the jokes. Emma says that she remembers oupa always had lollies, which he called his secret medicine, which he gave them in secret. Oupa spoiled them, and he was a loving and generous oupa, and that she will miss him. Mika sê dat sy al oupa se drinkies en om saam met hom kos te maak gaan mis. En dankie dat sy veilig by oupa kon voel en oupa kon vertrou. Marcus sê dat oupa die oulikste was en dankie dat oupa so mooi vir ons familie gesorg. Dankie vir alles oupaatjie, rus en vrede, jou klein kinders het jou lief. Wow, beautiful. Ek dink hy glimlag van oor tot oor. Tannie, ek weet, het is nie lekker om 'n mens se seun te begrawe nie. Gewoonlik moet 'n mens voor jou kinders gaan, maar hy wag vir Tannie daar. Voor Tannie weet sal Tannie by hom wees. Waar is Johan, asseblief. Dankie, ek wil graag van die geleentheid gebruik maak om 'n paar bedankings te doen. Veral aan Flora Kliniek, vir hulle bekwame personeel en hulle oupa hanteer en behandel het. Dan baie dankie Mandy en haar span van Appel. Julle het ons las regtig ligter gemaak. Baie dankie vir julle. En dan ander in die gemeente, Dom, Merit, daar die klank, en almal wat gehelp het met die stoele uitpak en die voorbereiding, baie dankie vir julle. Ons waardeer dit. Dan die Cora. Baie dankie vir altyd die saal en bystand. En dat is ervaring wat ons allemaal gedra in die tyd. Ja, dankie. Dan namens Marcies en al ons kinders, kleinkinders, familie en vriende, sê ons vir julle baie dankie dat julle gekom het vandag en moeite gedoen het. En
sal ek ons pa Andries se lewe kom vier. Ons waardeer dit uit ons harte. Julle ondersteuning, elke oproep en boodskap beteken vir ons die wêreld. Baie dankie. Ek wil net sê, ek het die wonderlikste kinders, kleinkinders, vriende en familie. Maar vandag kom ek en ek sê dankie vir my kinders. My kinders het my gedra, almal. Ek is bang, hulle was so baie, ek vergeet man se naam. Maar van Johan, Monique, Dian, Dunay, John, Mickey, Andy, Paul. Ek kan allemaal gesê, kijk so. En dan my klomp kleinkinders. Julle weet self, oupa was ontsettend lief vir julle. En ek sê vir julle dankie. Dankie dat julle ons gedra die afgelope tyd. En dankie vir almal wat vandag hier is. Baie dankie. Ons gaan nou die oorwinningslied sing. Kom ons staan as ons sing, en dan vra ek as julle daarna net weer kan gaan sit, want ons gaan 'n spesiale afskeid neem. Die geel is vreugde, en wit is reinheid. So, as jy 'n blommetjie kon kies in die intussen die familie eerste, maar kom ons sing die oorwinningslied eerste. Dankie meneer.
gewees, boeties en sissies. Ons gaan afskeid neem met 'n rooshart. Laaste eerbetoon, en elkeen net mos maar net al die laaste woordjie wat jy wil sê. So ons gaan vra dat die naaste familie eers vorentoe kom, en dan is daar kans vir almal daarna. En as julle klaar is, kan julle rustig dan uitbeweeg, waar ons daar aan die buitekant, aan die binnekant ook tee en broodjies saam gaan geniet. Baie dankie julle weer eens dat julle gekom het. Dankie Merrick, sê jy ook nou vir my speel. Vader God, U ken my naam, my binnegoed en buite staan, my groot praat en my klein verdriet, my vashou aan alles wat verskiet. U ken my vrese en my hoop, die pad wat ek so kaal voet loop, die pad wat U lankal berei. U maak die pad gelyk vir my. Alle pelgrims keer weer huis toe, elke swerwer kom weer thuis. Ek verdwaal steeds op die groot pad, soekend na U boardinghuis. Moeder God, U ken my van, my ego en my reg opstaan, die drake waarteen ek bly veg. U wys my altyd weer die weg. U het my met U lig geseën, die lig strooi ek op iedereen. Net U weet hoe my toekoms lyk. Ek het niks, U maak my ryk. Alle pelgrims keer weer huis toe, elke swerwer kom weer thuis. Ek verdwaal steeds op U groot pad, soekend na U boardinghuis. Alle pelgrims keer weer huis toe, elke swerwer kom weer thuis. Ek verdwaal steeds op U groot pad, soekend na U boardinghuis. Daar's geleentheid vir julle almal. Vader God, U ken my naam, my binnegoed en buite staan, my groot praat en my klein verdriet, my vashou aan alles wat verskiet. U ken my vrese en my hoop, die pad wat ek so kaal voet loop, die pad wat U lankal berei. U maak die pad gelyk vir my. Alle pelgrims keer weer huis toe, elke swerwer kom weer thuis.
verdwaal steeds op die grondpad, soekend na u boardinghuis. Alle pelgrims keer weer huis toe, elke swerwer kom weer thuis. Ek verdwaal steeds op die grondpad, soekend na u boardinghuis. Here is seeing jou en bewaar jou, skyn sy aangesig oor jou, mag hy genade bewys. Die Here draai sy gesig na jou, mag hy jou vrede gee. Here sien jou en bewaar jou, skyn sy aangesig oor jou, mag hy genade bewys. Here draai sy gesig na jou, mag hy jou vrede gee. Here sien jou en bewaar jou, skyn sy aangesig oor jou, mag hy genade bewys. Here draai sy gesig na jou, mag hy jou vrede gee. Recording stopped. He's